Met ander woorde, het eintlik begin met ons vorige reeks, wat niet en anders was. Want ons het vir mekaar gesê dat met Christus se dood en sy opstanding, het alles verander. Hoekom? Want die opstanding, sê Romeine, het hom verklaar as die koning. So hy's nou koning van die hemel en van die aarde. Met ander woorde, daar het 'n nuwe era aangebreek, 'n nuwe tydsdispensasie. Tyd is vervul, nou is Christus gesterf, Christus het opgestaan. So alles is nou anderste en dit noodsaak ons om nou anderste te dink. En nou is die vraag, met ander woorde, as Christus dan opgestaan het en Christus is die koning, met ander woorde, wat sê ons vir mekaar? Wat is die implikasies op ons lewens? Was jy al in gesprekke, dan kom jy by iemand aan, dan praat jy, dan sê jy, hoor jy, ek het dit gehoor en dit gehoor, dan sal die persoon vir jou sê, met ander woorde wat jy eintlik sê, met ander woorde die implikasie van wat jy sê, met ander woorde wat jy nou hier vir my sê, laat ek nou net mooi verstaan, wat sê jy nou hier vir my? En dis die gedagte van hierdie reeks, met ander woorde, nou dat hy koning is, nie eendag nie, nou, hy's reeds koning vir 2000 jaar, nou dat hy koning is, nou sê die Bybel, ons weet wat gaan hierdie koning doen. Hierdie koning sê vir ons in Efesiërs 1 vers 10, dat alles in die hemel en alles onder die aarde, gaan hy onder sy koningskap stel. Maar nou sê Hebreërs, wat ons laas jaar gelees het, ons kan ons nou sien, jy kan ons nou kyk na die wêreld hier buite, alles is toch nie onder sy koningskap. As ons kyk na al die korrupsie, as ons kyk na Oekraïne, as ons kyk na Rusland, as ons kyk na Amerika, as ons kyk na alles wat in Venezuela aan die gang is, dan kan ons sien, alles is ons nog nie onder die koningskap of die regeringskap van Jesus Christus nie. Maar nou kom Hebreërs verder, dan sê hy, maar ons sien Jesus. En omdat ons Jesus sien, en ons weet wat is die plan, daarom sê die Bybel, daarom het ons hoop. Dan sê hy, maar moenie worry nie, ek gee ook vir julle die Heilige Gees. Die Heilige Gees sal in julle kom bly. Hy is die onderpand, die troupand, die trouring, die waarborg, hierdie verloofring, hierdie ring, die verloof, wanneer ek 'n verloofring kry, dan weet ek, daar gaan 'n troue volg. Die troupand, die verloofring, is die deposito, dat alles wat God gesê het, gaan waar word. Al wat ek vandag vir ons almal wil sê, is ons moet weet, God is nooit baie haastig. En dis wat ons irriteer, want ons wil sien dit gebeur. Onthou, Moses, 400 jaar lang, roep die slawe uit, Here verlos ons. 400 jaar, dis amper 10 geslagte lang. Jy sal ook begin dink, daar is nie 'n God nie. Dis dieselfde. Dan sê ons, Here, maar wanneer verander jy nou alles? Wanneer gebeur dit nou? Dit is besig om te gebeur, moenie dink hy werk nie. As God dan die goeie werk in julle begin het, sal hy dit einduit voltooi, tot die dag dat Christus kom. Maar jy sien, hierdie gesprekke wat ons met mekaar het, waar ons die met ander woorde oomblikke het. Met ander woorde, is dit nou wat jy vir my sê, is dit wat jy nou eintlik bedoel? Ons het ook so 'n gesprek met God. Ons het laasweek vir jou gelees, Efesiërs 2 vers 4 tot 6, maar God, ryk, wat beteken die woord ryk? Was jy al in mense se huis wat geweldig ryk is? Jy staan verstom. Hulle meubels is altyd so styf. Jy weet nie, moet jy op die punt van die stoel sit? As jy die koppietjie vat, is dit daai size, want jou vingers pas nie deur nie. Was jy al in ouens se kantore wat baie ryk is? Hy ruik na leer. Sulke swaar hout. Jy voel skoon geïntimideer deur die omgewing. Nou sê die Bybel, waarin is God ryk? God is ryk, storevol ryk, in barmhartigheid, genade. Hy sê, maar God, wat ryk in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, die motivering van alles wat God doen, is sy liefde. Want so lief het God die wêreld, die kosmos. Alles wat God doen, doen hy uit 'n motivering van liefde. Hy sê het ons deur sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was
deur ons misdade, toe ons die doel gemis het, die doellose mense, lewend gemaak, saam met Christus, Christus die gesalfde koning. Uit genade is julle gered, en ons saam opgewek, en ons saam laat sit het, in die hemele, in Christus. Hier praat hy van die skepping. Hy praat van die twee dele van die skepping wat God gemaak het. Gaan lees Genesis 2 vers 4. Hy sê, hier is die geskiedenis van die skepping, dan sê hy, die hemel en die aarde. Die hemel is die onsienlike, sê Paulus. Die aarde, die sienlike. So God het hierdie twee dimensies wat hy beskryf as sy skepping, sienlik en onsienlik, het hy gemaak. Nou kom die Bybel hier en hy sê, en ons saam opgewek. Ons het in daai oomblik wat Christus gesterf het ons, al is dit 2000 jaar terug, ons was ingesluit in daai oomblik. Ons het saam met Christus gesterwe. Die Bybel sê, en ons het saam met hom opgestaan. En nou laat sit hy ons saam in hemelse plekke. Nie eendag nie. Hier is die misterie van die Bybel. Hier is die, gaan jou verstand te bowe. Maar dis 'n feit, dis 'n realiteit. Die feit dat die bloed in hierdie are is. Ek is nie bewus van hierdie bloed nie. Tot hulle laasweek bloed getrek en dan druk hy naald hier deur en dan kom hy agteruit en steek jy arm is. Dan is jy bewus, jy het bloed. Maar die feit is, hier's bloed in hierdie are. Jy kan dit nie sien nie. Ek is nooit bewus daarvan nie. Maar kom ek sê jou, dis daar. En lewe is in die bloed. En hulle trek die bloed, omdat hulle kan kyk, wat gaan in my bloed en in my liggaam aan. Ek is nie bewus daarvan nie, maar dis 'n feit, dis hier. So as jy nie bewus daarvan, dat jy sit saam in hemelse plekke nie. Nou, op hierdie oomblik, waar jy op daai blou stoel sit, daai een waarop jy sit, terselfdertyd sit jy op hierdie oomblik, sê die Bybel, in hemelse plekke. Wat is in die hemele? God die Vader. Openbaring beskryf dit vir ons. Wat's in die middel van die hemel? Die troon. Wie sit op die troon? Die Lam. So iets van die misterie van op hierdie oomblik waar die drie eenheid is. Dit gaan eintlik jou verstand te bowe. Mens kan dit amper nie eens sê nie. Maar die conversation wat daar aan die gang is, die gesprek wat daar aan die gang is, tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hy nooi my uit om nou, nie eendag nie, nou, my blou stoel te gaan vat en hy sê, kom met vrymoedigheid na die genadekamer van God, getroonkamer van God. Kom sit in die gesprek. Ek sit nou in die gesprek. Dis 'n feit, of jy het glo of nie. Dis 'n feit. Hy nooi jou in. Die wat hom aangeneem het, die het hy die mag gegee om kinders van God te wees. En ek sit nie daar as 'n waarnemer nie. Ek sit daar as 'n kind. En 'n kind het altyd 'n opinie. Neem deel aan die gesprek. So nou is die gedagte, wat sê die gesprek oor hier dit op die sienlike op die aarde gaan? Waarmee is die gesprek besig? Wat is hierdie groot liefde? Wat is die gesprek van die liefde? As jy die woord liefde hoor, waaraan dink jy? Party dink aan Valentine's, so was 'n lekker aand. Party dink aan hartjies. Party dink aan seer. Party dink aan egbreek. Party dink aan, dit is so warm gevoel, dit is so lekker. Party dink aan 1 Korintiërs 13, die hartjie wat die suiwerm spin op die wynbottel, en sit ek om maar binne, en dit is so wonderlik. Ek weet nie wat gaan deur jou kop nie. Maar jy sien, die gevraag is nie, hoe dink ek en jy oor liefde nie. Die gevraag is, wat dink die conversation oor liefde? So is in die hemel, so ook op die aarde. Nou moet ek daai gedagtes van die hemele oor liefde, moet ek nou hier op aarde kom uitleef, want ons is die lig, die sout, die suurdeeg. Dis die vraag. En laasweek het ons vir mekaar gesê, as ons dan gaan kyk na hierdie conversation oor die liefde en hoe dit daar gaan, en wat sê hulle van die liefde, dan is die groot vraag, wat is liefde? Volgens die conversation. Want dis wat almal vra. Sê vir my, wat is dit, die volgende 3 stappies, dan kan ek dit gaan doen.
Hoe moet ons gaan dink oor die liefde? Wat sê die conversation? Wat sê die drie eenheid oor die liefde? Hoe sien hulle die liefde? Wat sê die troonkamer gesprekke? Die conversations waarvan ek van hierdie throne room conversations waarvan ek deel is. Wat sê hulle oor die liefde? En hoe gaan ek dit dan soos dit in die hemel is, so op die aarde uitleef? En toe het ons laasweek ontdek, wanneer die Bybel praat oor liefde, dan gebruik hy verskillende begrippe. Onder andere Hebreërs 1 vers 8 tot 9. Hy sê, maar van die seun, dubbelpunt, nou verduidelik hy wat van die seun. U troon, o God, is tot in alle ewigheid. Die scepter van u koninkryk is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid lief gehad. So liefde en geregtigheid word gekoppel aan mekaar. Dan sal die vraag wees, maar wat verstaan ons dan onder geregtigheid? Toe het ons laasweek na Psalm 98 gaan kyk en gesê, maar wat sê hy? Want Psalm 98 begin so, hy sê, u het u geregtigheid nie aan die Jode nie, aan die nasies geopenbaar. U het vir hulle gewys wat is geregtigheid. En dan lees ons verder in vers 7, hy sê, laat die see bruis. Jy sal sien, die hele skepping is bly oor die geregtigheid van die Here. Hy sê, laat die see bruis en sy volheid, die wêreld en die wat daarin woon. Laat die riviere in die hande klap, die berge tesame jubel voor die aangesig van die Here. Want, hoekom doen hulle dit? Want, hy kom om die aarde te oordeel. Hy sal die wêreld rig in geregtigheid en die volke met reg. Nou, ek weet nie van jou nie, ek het groot geword in 'n kerk, in 'n omgewing, wanneer daarvan reg en geregtigheid en oordeel gepraat word. Dit is sulke regsterme, dit is sulke prokureursterme, advokate, regters, en dit maak my bang. Ek kan onthou, wanneer die kerk gepraat het, in die kerk waarin ek groot geword het, ek wil net sê, hierdie kansel, Here, julle KP is so kort, hierdie ding druk my heeltyd hier op my knie. Ek kan skaars lees wat hier staan. Ek moet die ding 'n bietjie langer kry. Ek kan nie asemhaal nie, maar anyway, laat ek nou net... Wanneer ons kerk gepraat het van die oordeele van God, het hulle dit altyd gekoppel aan die vuur van God. Ek was altyd bang. Ek het groot geword in 'n huis, fliek was sonde. Mag nie fliek nie. Die eerste keer toe ek op universiteit is, toe waag ek het, toe sal maak haar sterk kinikor oor, toe sê ek, nou gaan ek fliek. Nou moet ek opweeg, oordeel, die Here kom, gone. Aan die ander kant, die fliek, die meisie, die hand. Toe kies ek die pad. Ek kies toe die pad. Ek sit in die fliek. Ek beloof nou vir julle, die hele fliek deur praat ek in tale. Ek bid tot God, ek het nie idee wat in die fliek aangaan nie. En ek sê, Here, asseblief, wil net nie nou kom nie, want as jy nou kom, is ek gone. Die oordeele gaan my tref. Jy gaan die regterstoel, gaan die reg uitspreek, ek's gone. Was bang. Maar was dit die gedagte van die Bybel? Want as ek hier lees, dan lyk dit vir my, almal jubel, want die koning kom, almal jubel, want die geregtigheid is aan die kom. Wat is geregtigheid? Geregtigheid is in die Bybel om goed reg te maak. Hoe het ons laasweek van Rusland gesê, hoor mooi, God put us right with him, so that we can be part of his putting right people. Putin, jy verstaan, jy stadig, jy moet vinnig wees, sit jou brein aan. Ons is die Rusland mense, die putting right people. Ons bring die geregtigheid te doen met om goed reg te maak. Ek weet nie of Gerard laasweek vir julle die storie vertel het nie, maar 1 Konings 3 word Salomo die koning. Salomo neem oor by Dawid. Dawid was hierdie magtige vegter tot vandag toe. Israel praat oor die koningskap van Dawid. Daar was nog nooit so 'n koning soos hy nie. Nou neem sy seun oor, Salomo. Nou kom die Here by Salomo in die begin van 1 Konings 3 en sê vir hom, Salomo, wat wil jy van my hê? Julle ken nou 'n lang storie kort te maak. Hy sê ek wil wysheid hê. Die Here sê goed, ek gaan vir jou wysheid gee. Hier kom sy eerste uitdaging waar die wysheid geopenbaar moet word. Daar's 2 vrouens in die stad. Albei is pregnant, albei kry 'n babatjie. Volgende oggend toe die een wakker word, toe is die een babatjie dood en die ander een leef. En die vrou wie se babatjie dood is,
kan nie hierdie trauma hanteer nie. Sy gaan in die nag, sy ry die babietjie om. En sy vat die gesonde babietjie, sit hom na. Die ander ma word wakker die oggend. Sy kom by die babietjie, haar kind is dood. Haar hart verkrummel. In haar treurtoestand staan sy en kyk, sy hou daai kind so vas, sy sit en kyk vir daai kind. Sy sê, maar die kind het 'n moesie hier, 'n kolletjie hier, en hier iets. Dis nie my kind nie. Die hare was gister bruin, nou is dit rooi. Hier's fout. En sy besef, die kinders is omgery. Wat maak ons nou? Die ander vrou sê, nee, dis my kind. Sy sê, dis nie jou kind. Sy sê, maar wag, kom ons gaan na die koning toe. Daai tyd was die koning ook die regter. Kom ons gaan na die regter toe, die regter gaan dit uitsorteer. Die regter is die een wat die goed reg maak. Hulle vat die kind na die regter toe, na die koning toe, na Salomo toe. Vertel hom die storie. Wat sou jy gedoen het? Salomo sit daar. Hy sê, Here, nou moet jy vir my wysheid gee. Hy sê die volgende oomblik vir een van sy wagte wat langs hom staan, hy sê, gee my 'n swaard. Hulle sê, wat wil jy maak met die swaard? Hy sê, gaan die kind in die helfte kap. Hy sê, dan gee ek die een helfte vir jou en die ander helfte vir die ander man. En hy sou het gedoen het, want daai het hulle gedoen, was die snaaks nie. Kinders het nie waarde gehad nie. En die ma wie se kind dit is, skree uit en sy sê, nee, asseblief, red sy lewe. Hy kan eers saam met die ander vrou leef, maar hy leef. En die koning sê, dis jou kind. Dis geregtigheid. Jy maak goed reg. Setting things right. Dis wat ons doen. In ons werke, in ons skole, oral waar ons rit, ons bring God se manier, soos dit in die hemel, so ook op die aarde. Onthou jy Johannes 4? Johannes 4, die storie wat ons vanoggend het hulle gepraat van die, dankie dat U vir ons die strome van lewende waters gegee het. Johannes 4, Jesus sit daar, hy sit by die Samaritaanse vrou. Ondenkbaar dat hy met haar praat. Haar lewe is in 'n toestand, in 'n gemors, is stikkend. Net soos die stikkende omstandighede met die 2 babetjies. Maar Jesus is op die toneel, He will make things right. En hy kyk na die vrou en hy sê, gee vir haar water. Sy sê, hoe kan jy vir my vra om water te gee? Ek is 'n Samaritaan, jy sê Jood, hoe kan jy dit? Jy's 'n rabbi, dis ondenkbaar. Hy sê, as jy weet. Hy sê, maar kom ek vertel jou iets van jou lewe. Hy sê, die man wat jy nou het, is ook nie jou man nie. En die vorige 5 was ook nie lekker nie. En die vrou val voor hom neer en sê, wie is jy? En in 'n oomblik kom hy. En hy herskep. Hy stel reg. Hy veroordeel nie. Hy maak gesond. Hy bring reg. Hy herstel. Sy uitspraak is verblywend. Onthou jy die vrou wat hulle op die daad betrap het? Daai tyd het die wet gesê, as 'n vrou op die daad betrap word, sê die wet van Moses, julle moet hulle doodgooi. Nou sleep hulle hierdie vrou voor God. Hier staan Jesus, eintlik hulle harte was verkeerd, want hulle wou 'n ander rede daar bring, maar nou gebruik hulle die wet daarvoor. Altyd gewonder het, waar is die man? Jy kan tog nie iemand op die daad betrap sonder die man nie. Waar is die broer? Nou bring hulle haar daar. Dis stikkend. Dis stikkend. Dis chaoties. Hulle wil haar doodgooi met klippe. Bring haar voor die regter. Bring haar voor die koning. Sê vir haar, wat sê jy? Wat doen hy? Hy veroordeel haar nie. Sy uitspraak is nie oordeel, is nie sleg, is nie seer nie. Hy skryf op die grond. Hy sê, laat die een wat nie sonde het nie, wat die een wat nie hamartia, doelloos lewe nie, laat hy die eerste klip gooi. Toe hy opstaan, hier's al die broers weg. Wat doen hy met die vrou? In haar stikkende omstandighede spreek hy iets uit. Hy sê, vrou, gaan en sondig nie meer nie. Jou sondes is jou vergewe. Jou doelloosheid is jou vergewe. Jou mis die doel is jou vergewe. Gaan en doen dit nie meer nie. In een oomblik, in een woord, spreek hy 'n woord, 'n regsterme oor haar lewe uit, wat haar hele lewe verander en haar totaal en aan herposisioneer. Dis wat oordeel doen. Dis wat regspraak is.
Dis wat geregtigheid is. God se reg, God se manier. Maar ons as Christene dink, God se manier is om met die Bybel onder die arm en die oordeele van God, die aankondiging dat jy daar by die hel gaan draai, dan het ek nou jou gewys wie God is. Dis nie hoe Jesus dit gedoen het. God put us right with himself, so we can be part of the putting right people. So hoe werk dit nou? So geregtigheid, laasweek gesien, was deel van hierdie liefde. 1 Johannes, die teks wat ons laasweek ook gelees het, 1 vers 14, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid, sy gewig, sy teenwoordigheid, sy kawat, hy het ons aanskou. 'n Heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader afkom. Hoor nou hier, hierdie heerlikheid, hierdie aanskou, hierdie persoon Christus, hierdie heerlikheid van hom was vol van genade en van waarheid. 2 Korintiërs 5 vers 21, want hy het hom wat geen sonde geken het, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. So hy is vol van genade, hy's vol van waarheid, heerlikheid, maar hy's ook vol van, hy het geregtigheid geword. So geregtigheid, waarheid, genade, barmhartigheid, is alles konsepte of begrippe wat deel is van die liefde, wat liefde beskryf. En daar's iets van hierdie klomp begrippe wat ek en jy moet verstaan, want dit gee vir ons handles oor hoe om God se liefde, hoe om God se reg, hoe om God se manier, soos in die hemel, so op die aarde, hier op aarde uit te leef. En dan sê die Bybel duidelik, ek het laasweek vir jou gelees, 1 Korintiërs 1 vers 30, Christus het vir ons geword geregtigheid. Christus het vir ons geword waarheid. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. So ons kyk na hom, ons aanskou hom, soos ons hom leer ken, soos ons deur die 4 evangelies lees oor wie hy is en hoe hy opgetree het, so doen ons nou dieselfde en so bring ons sy manier hier op aarde. Ek wil jou so sê, kom ek sluit met hierdie verhaaltjie af, die verhaal van Saggeus. Nou, die Bybel sê, Saggeus was 'n interessante man. Hy het in die stad Jerigo gebly. Die Bybel sê, en hy het in Jerigo gekom, dis nou Jesus, en daar deur gegaan. En daar was 'n man met die naam Saggeus, hoor nou mooi, 'n hoof van die tollenaars en 'n ryk man. Die tollenaars was die ouens wat belasting ingevorder het. Maar die tollenaars was 'n Jood en het by hulle eie mense geld ingevorder. Maar nie dit wat die staat vra die Romeinse ryk nie. Hulle het meer as dit, want hy moes vir hom 'n salaris verdien. Hy het meer as dit ingevorder. Dis hoekom hy 'n ryk man was. So hy steel by die armes van armes, vat by sy eie mense, vat hy geld vir sy eie verryking. Dis hoekom die tollenaars die mees gehate mense was. Dis mense waar, as 'n tollenaar die kant loop, dan sou 'n Jood aan die ander kant van die pad gaan loop. Want hy het hom nie geassosieer met hulle nie. Nou Saggeus was nie net 'n tollenaar nie, hy was die hooftollenaar. Met ander woorde, piramiede skema. Hy het tog tollenaars onder hom gevat, wat ook geld by mense gevat het. Want hy van hulle kommissie gevat en homself daardeur verry. Ja, nee, hy was ryk. Slim. En hoor nou wat sê die Bybel van hierdie ou. Hy sê, en hy het probeer om Jesus te sien. Mens dalk net sy oë oopmaak. Wie hy was, maar vanweer die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was. En hy het vooruit gehardloop en in 'n wilde vyeboom geklim, sodat hy hom kon sien, want hy sou daarlangs verbygaan. En dan ken ons die verhaal, hy klim in die boom, Jesus kom daaraan, Jesus sê vir hom, Saggeus, klim af, ek kom na jou huis vandag. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom en sê vir hom, Saggeus, kom af, klim af, maak gou, want ek moet vandag in jou huis bly. Nou, kan jy net dink, ek wil net gou dit sê, onthou Jesus was 'n rabbi, hy was 'n Jood. Kan jy vir 'n oomblik dink,
die verbasing op sy disippels se gesigte. Sê Here, van almal waar ons kan bly, kies jy nou hierdie Bobbejaan. Kies jy nou hierdie ou, van almal. Hoe gaan ons dit nou vir die mense verduidelik? Jesus sê, maak gou, ek wil na jou huis toe kom. Ek wil by jou kom bly. Wat in die huis gebeur het, weet ons nie. Maar kom ek wys vir jou, wat was die uitkoms van die besoek? 'n stad het verander. Want vers 8 sê, maar Saggeus het gaan staan en aan die Here gesê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes. 'n arme het oornag verryk. Hy sê, en as ek van iemand iets afgepers het, met ander woorde hy het, gee ek dit 4-dubbel terug. Soos in die hemel, so op die aarde. 'n omgewing verander in een oomblik as gevolg van Jesus se liefde wat hy het vir sy skepping, die mensdom, al is dit 'n tollenaar. Iets van sy besoek en iets van die conversation waarin Saggeus hom bevind het gemaak dat hy op die plek kom wat sy hart oopgegaan het en hy gesê het, my God, alles wat ek gevat het, alles wat ek gesteel het, gee ek 4-dubbel terug. As ek by die armes, ek gee die helfte van my besittings, gee ek aan hulle. Iets van die uitsprake van Jesus oor hierdie man se lewe. Hoor wat sê Jesus vir hom. Toe sê Jesus vir hom, hoor wat sê die koning, hoor wat sê die regter. Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Hy sê, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is. Abraham, die vader van die belofte. Abraham, wat beteken belofte? Die een waaruit die verbond gekom het. Verbond beteken verbintenis. God het hom verbind aan die mens. Of die mens van die pad af gaan of nie, God bly verbind aan sy verbond met die mens. Hier sien ons dit. En hy sê in 'n oomblik, kom hy na Saggeus toe en sê vir hom, Saggeus, kom ek herinner jou wie jy is. Jy's nie die slegte tollenaar nie, nee, jy's 'n kind van Abraham. Jy's deel van die belofte. Hy maak 'n uitspraak oor sy lewe. Die regter het gekom. Die regter het goed herstel. Die regter het goed in plek geskuif. Soos dit in die hemele was, so op die aarde. En hierdie ou se hele hart, sy hele gesindheid verander. En dis wat ons moet doen. Waar ons ook al kom. Waar ons onsself bevind. Met hierdie groot hart van genade, barmhartigheid, liefde, kom ek in elke omstandigheid. Ek kruip nie weg as goed stikkend is nie. Ek gooi nie weg nie, ek skop nie weg nie. Ek hardloop nie weg nie. Ek stap in die stikkende omstandighede en ek vertrou God vir sy wysheid, want sy wysheid het my. As jy wysheid kort kom, bid dit dan vir my. Sy wysheid word my wysheid. En ek stap in en ek bring God sy uitspraak. Ek maak goed reg in daai omgewing. Deur liefde, deur genade, deur barmhartigheid. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Dis wie ons is. Die putting right people. Kom maak ons oor toe. Ek wil jou regtig nooi vanoggend om weer hieroor te dink en dit vas te maak. God het ons so reg gemaak met homself, dat ons nou in die hemele kan sit en deel te kan wees van hierdie conversation en sy gees woon in jou. Hy sê tog, niemand kan sê Jesus is die Here behalwe deur die Heilige Gees nie. En dit is deur hierdie teenwoordigheid van Jesus, hierdie gesalfde koning, vol van genade en waarheid, wat dinge reggemaak kan word. Wat dinge kan verander. Ek weet as ons na ons eie land kyk, dan sê ons, Here, wanneer? Ek het hierdie week vir my mannestel gesê, want party ouens is baie negatief vir alles in ons land, en dis die werkloosheid en dis die waterkrisis, en die krag is nog nie heeltemal uitgesort nie, en ons beleef dit, en jy beleef dit in jou besigheid. En as ons nou
na Suid-Afrika kyk, dan sien ons goed gaan agteruit. Jy het nie 'n brein nodig vir dit. Maar dit maak nie dat ons nie hoop het nie. Want ons is die putting right people. Ons is die Jesus mense. Jy weet toe Nehemia, hulle het vir hoeveel 100 jare probeer om hy muur te herbou en hy kon nie. Kon nie. Toe kom Nehemia op die toneel. Wat was die les wat ons uit Nehemia geleer het oor die herstel van die muur wat in 52 dae gebou is? Hy het gesê, bou jy net voor jou eie muur. Hier voor jou huis bou jy daai muur. Dis wat ek glo. Ek gaan nie ophou om goed te doen nie. Ek gaan nie ophou om deel te wees van die putting right people nie. Ek gaan nie om wat wie sê nie. En dan lyk alles hoe. Ek gaan nie ophou nie. Ons as gemeente gaan nie ophou om te glo we raise city changers. Wat God se manier bring in elke omgewing nie. Ons hou nie op om dit te glo nie. Ek kan nie anderste nie. Hoekom? Want die koning is aan die kom. Ons is deel van sy gesprek. Sy gesprek is nie negatief nie. Sy gesprek is positief. Sy gesprek is, ek is aan die werk. Ek gaan alles nuut maak. Dis sy gesprek. En ek kies om aan sy gesprek te luister. As om die ander gesprek lyk by die net tot die dood. Sy gesprek het lewe. Ek is opgewonde, want die koning kom. Hy gaan goed regmaak. Hy gaan ons gebruik. Baie ons dink die kerk, dan sluit hulle self uit. Nee, hy gaan ons gebruik. So, Hemelse Vader, ek bid vir ons almal. Die Gees is in ons. Dankie dat ons kan deel wees van die hemelse conversation, van die hemelse gesprek. Hoe presies dit werk, weet ek nie, maar ons hoef dit ook nie alles uit te figure nie. Al wat ek weet is, ek sit in die gesprek, nie as 'n waarnemer, maar as kind, as seun, as dogter. En help dat hierdie gesprek my so sal beïnvloed, dat ek op 'n plek sal kom, en sê, met ander woorde wat jy sê is, daar is eintlik hoop. Ja, daar's 'n verwagting. Die koning kom. Soos in die hemel, soos by hom, so ook op die aarde. En ons bid dit. Ons bid dit vir hierdie skool en al die onderwysers hier. Dat hulle 'n manier sal uitdra na die kinders toe, dat die kinders daai gesindheid sal optel. So bid ek dit vir ons, by ons werke, elke dag vir ons rond beweeg. Dat ons daai gesindheid sal openbaar, die gesindheid van Christus, dieselfde gesindheid wat in Jesus was, moet ook in julle wees. Hierdie gesindheid van, maar ons bring hoop. Ek bid dit vir ons almal. Ek bid dat ons by stikkende mense se lewens stil staan en hulle lewens val uit mekaar uit. Laat ons die hoop sal bring dat God gaan dit regmaak. Ons gaan nie weghardloop nie. Ons gaan dit nie vermy nie. Ons stap in. Ek bid dat jy ons sal help, dat jy ons die wysheid sal gee, die begrip, die verdraagsaamheid, die barmhartigheid, die genade. En ek dank jy daarvoor, in Jesus naam. Terwyl jy alles sommer net so oordink, gaan ons hierdie lied saam sing. Dankie Ambrosia.